Kersfees is altyd 'n uitbundige tyd. 'n Tyd van vreugde, 'n tyd van lag en 'n tyd van uitsien. Ons sien uit dat die jaar tot 'n einde kom. Ons sien uit dat ons weer saam met ons gesinne en ons families en ons vriende bymekaar kan wees, maar ons sien veral uit na die koms van Jesus Christus tydens Kersfees. Dit is die groot fees wat ons in ons jaar vier. Ons sing liedere so Stille Nag, ons loof die Here vir sy koms, en ons sing selfs van 'n helder somerkersfees in ons Suid-Afrikaanse konteks. Maar wat as Kersfees vir jou nie so helder is soos wat dit vir ander is nie? Vir sommige mense is Kersfees nie 'n tyd van opwinding nie, maar 'n tyd van hartseer. Hulle dink na oor geliefdes wat nie meer daar is nie. Hulle dink oor herinneringe wat hulle het van mense wat nie meer in hulle lewens is nie. En vir sommige mense is dit 'n tyd van seer, 'n tyd van verlange, en is dit glad nie 'n tyd van uitsien nie. En die vraag is, wat maak ons met ons seer en ons pyn tydens Kersfees? Die wonder van die Kersverhaal is dat God hom nie self eensydig of apart van die kerk of van die wêreld gehou het nie. Die Here het mens kom word in Jesus Christus, en hy kies nie sommer enige figuur nie, hy kies nie 'n volwasse figuur nie, hy kies die mees weerloosste figuur wat ek en jy as mense aan kan dink. Hy kies om in die liggaam van 'n baba na die wêreld toe te kom. En dit is juis die lig wat hy bring in die donkerte. Daar word van hierdie Jesus gesê dat hy die koning is van die ganse heelal en dat hy die lig is vir die wêreld. En hierdie lig skyn ook in die midde van my en jou donkerte. Hier waar Kersfees dalk nie vir my en vir jou so 'n helder Kersfees gaan wees nie. Of waar ons tog opgewonde is oor Kersfees, maar aan die ander kant ook 'n bietjie vrees het vir die komende Kersfees wat kom, en vrees het vir die alleenwees en vir die wonder wat Kersfees alles gaan bring. Dit is vir my en jou die troos, dat ons 'n Here dien wat nie apart is van ons as mense nie, maar deel kom word van ons lewens in die baba Jesus, in die mens Jesus Christus. Hy het Immanuel kom word, God met ons kom word. En wat is dan nou my en jou verantwoordelikheid teenoor hulle vir wie Kersfees dalk nie so helder is hierdie jaar nie? Dalk is my en jou voorreg om juis vlees en bloed Jesus Christus in hulle teenwoordigheid te gaan wees. Dalk is dit nodig vir my en vir jou om iemand uit te nooi wat alleen is, sodat hulle nie alleen by hulle huise hoef te sit nie, maar saam met my en jou die wonder van Kersfees kan vier. Dalk is dit nodig dat ons sal uitreik na iemand toe wat honger is hierdie Kersfees, want my en jou tafel gaan oorlaai wees met wonderlike Kerskos. En dalk is dit nodig om daai persoon te bel wat ons al so lank dreig om te bel, net om te hoor hoe gaan dit met jou, en dat hulle nie alleen is nie, maar dat hulle in ons gedagtes is. Dis die klein maniere hoe ek en jy die lig van Jesus Christus vir hulle kan bring vir wie Kersfees dalk nie so helder gaan wees nie. Hemelvader, dankie dat ons u seun Jesus Christus se koms na die wêreld toe kan vier. Dankie dat u vir ons lief is en vir ons omgee. En Vader, help ons dat elkeen van ons 'n helder somerkersfees sal hê, al is dit deur ons wat ietsie vir iemand anders bring. Ons vra dit alles in u naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ek hoop jy en jou geliefdes het 'n wonderlike Kerstyd totdat Kersdag kom. Sien jou volgende keer.